Goeiedag. Baie dankie dat jy ons gekies het om ingeskakel te wees vanoggend. Join ons gerus nou by die diens wat reeds aan die gang is en kom ons luister na wat die Heilige Gees vir u en vir my wil sê deur die woord van die Here. So sê die Here jou God, ek is jou maker, ek het jou geformeer. Sal ek jou in die duister laat oor wat ek wil doen? Hoe is dit moontlik dat jy die voorkoms van die lig reg kan beoordeel? Want as die wind uit die ooste waai, dan sê julle, vandag gaan dit gloeiend warm word. En dit is ook so. En as hy oorslaan en hy waai uit die weste, dan sê julle, hierdie wind bring reën. Dit is ook so. Maar waarom is dit dan dat julle nie kan beoordeel wanneer my koms na die aarde toe is nie? Waarom beraadpleeg julle dan nie die profetiese skrifte nie? Dit is toch baie duidelik vir julle opgeteken wanneer my koms is, my kinders. Daarom raak betrokke, want my koms is baie nader as wat jy besef. So spreek die Here van die leerskade. Amen. Ek wil hê jy moet ag gee op albei uitlegte. Ek glo dis moontlik dat 'n woord in tale twee uitlegte kan hê. Hy sê in 1 Korintiërs 14, hy sê as iemand in tale spreek, laat dit wees 2 of hoogstens 3 en laat een dit uitlê. So ek wil hê jy moet ag gee op dit. Soos dit spreek tot jou hart in hierdie oomblik. Wat jy ook al ervaar en wat jy ook al sê. Wat ook al jou belewenis is, wat ook al jy nodig het, wat ook al, kom ons gee ag op die skrif, kom ons gee ag op lofprysing en aanbidding, in Jesus se naam. Wil jy 'n teaching oomblik maak, so ek wil vir jou sê, as jy in jou gees ervaar, dat jy iets om vir die gemeente te gee, dat jy sal uitstap in geloof, ons wil dat hierdie 'n ruimte is, waarin jy ook kan foute maak, miskien as jy voel, ek het iets kom deel, ek het 'n fout gemaak, dis okay. Ons gaan nooit ontwikkel as ons nie in geloof uitstap oor dit waarvoor ons glo die Here ons voor wil gebruik nie. So terwyl ons hier is vanoggend in hierdie spasie in die diens, kan ek vra dat ons nog vir 'n minuut of 2 wag op die Here. As jy woord het om te deel, as jy iets wil kom sê, ons is 'n Pinksterkerk. Jy volg ook die Here. God het jou net so geroep soos hy my geroep het. As jy iets wil kom deel, neem die moed van jou oortuiging. Yes, Jesus. Jesus, dank Jesus. Jesus. Here, ons loof U. Dankie vir U goedheid, Here. Dankie dat U elke antwoord het. Come to me with your heart pure and open your heart before me and worship me in spirit and in truth, and you will see I will open up the heavens and it will pour out on you. In Jesus' name, amen. Amen. Kan ons hierdie lied nog sing, For Thou, O Lord, en dan we exalt Thee. Lei ons, kom ons sing dit net nog so 'n paar keer saam. Kom ons aanbid die Here. Ons doen dit nie uit gewoonte uit nie. Kom ons bring 'n offer met ons lippe. Miskien kos dit jou iets vanoggend. Miskien is jy nie lus om te sing nie. Miskien is jou kop nie daar nie. Kom ons maak die naam van die Here groot. Let us bring a sacrifice of praise unto Him, for Thou, O Lord. For Thou, O Lord,
u woord vanoggend na vore kom. Laat Jesus Christus geopenbaar word deur die woord. Here, u wonderwerkende krag, want u is 'n God van krag. En in hierdie plek is daar krag, Here, krag vir bevryding, krag vir genesing, krag vir deurbraak, krag vir oorwinning in Jesus se naam. Here, ek bid in hierdie oomblik dat mense geloof opgetel sal word. I pray in this morning that there will be God pleasers in this place. For without faith it is impossible to please God. That there will be God pleasers and faith walkers in Jesus' name. Here, ek bid vir geopende hart om u woord te ontvang. Die ingeplante woord diep gewortel sal wees vanoggend. Here, en ons dankie vir transformasie. Ons dankie vir verandering deur die krag van u woord in lewens en in situasies. Bid ek en die gemeente sê amen, amen. Jy kan vir die ou langs jou sê die Here is goed en dan kan jy jou sitplek neem. Amen. Jy moet net glo as jy dit sê want dit is die waarheid, hoor. Stefan, die Here is goed. Die Here is goed. Loof die Here. Loof die Here. Prys die Here. Is jy reg om aan te sit aan die woord van die Here? Christus, is jy reg? Ek sien jy skud jou kop, is jy reg? Kan ons net vinnig, ek doen dit nooit nie, maar kom ek doen dit vanoggend. Baie welkom aan almal wat ingeskakel is in hierdie oomblik op Facebook. Gaan ons die Facebook mense verwelkom. Ek gaan tel tot 3, dan skree ons almal, hallo Facebook, is dit reg? Okay, maar jy moet nie nou skielik besig raak nie, ek gaan jou stem nodig hê. Okay, is dit reg? Ek tel tot 3, dan sê ons hallo Facebook. Ek gaan ons 1 2 3. Hallo Facebook. Okay, ons is bly hulle is daar. Neil wys thumbs up. En ons wil vir jou baie welkom sê. Mag jy vanoggend ook sommer deur die radio en deur die TV en deur die frekwensies ervaar die teenwoordigheid van die Here vanoggend. Prys die naam van Jesus. Ons gaan nou sit aan die nagmaaltafel, maar ek gaan eers die woord van die Here met jou deel. Ek wil jou regtig aanmoedig, Woensdag aand asem, as jy die tyd kan uitkoop dat jy sal kom en 'n uur van jou tyd sal kom saai in gebed. Ons gaan klink soos 'n plaat wat vashak hierdie kwartaal. Okay. Ons wil hê jy moet bid. Die beste belegging wat jy vir jouself kan doen is om tyd te belê in die teenwoordigheid van die Here. Ons sê altyd jy spandeer tyd. Oom Dries, mens spandeer nie tyd nie. Jy belê tyd. Amen. Ek gaan sê Hebreërs 11 vers 6 sê dat God is 'n beloner van die wat hom soek. He's a rewarder of those that seek him. Matteus 6 vers 6 wat sê dat wanneer ons in ons binnekamer ingaan, hy sê God sal ons beloon in die openbaar. Hy sal ons beloon en he will reward us in die open. So die enigste persoon wat baat by wanneer ons tyd spandeer in God se teenwoordigheid is jouself plus die vir wie jy bid. Ek wil vir jou sê ons gee vir jou oefeninge. Woensdag aand het ons die ouens gestretch. Hulle sal vir sê Woensdag aand ons vir die ouens gesê ons gee vir jou 5 minute ons wil bid vir iemand wat jy nie van hou nie. Ons sê die pastoor is uitgesluit. Ons het jou gesê ons wil nie hê jy moet vir daai persoon bid nie, ons wil hê jy moet hulle bless ook. Gaan doen dit by die huis, jy gaan agterkom jy doen iets goddeliks, is nie so maklik nie. Bid vir daai ou wat jou frustreer, daai ou wat jou grief gee by die werk, daai ou wat jou nie jou rekeninge betaal nie, daai ou wat jou ingedoen het met 100 000 rand, gaan bid vir hom vir 5 minute. En ons gee toe nog so 'n paar 5 minutes en dit was bietjie moeilik. Sê as daar iemand is in jou 5 minute wat jy moet vergewe, gaan en vergewe. En gaan doen iets goddeliks. En ek sal volgende week meer sê oor dit, want wanneer jy vergewe, dan doen jy iets, want toe Jesus aan die kruis hang, toe sê hy, Vader, vergewe hulle wat hulle, en hy vergewe, terwyl hulle besig om die pyn nog aan hom te doen. Selah, pause and calmly think about that. Okay. So ons gaan jou stretch, but there's going to be a promotion in your life. Ons wil hê jy moet gemaklik raak met God se teenwoordigheid. Okay, ons wil jy moet bid fiks word. Ons wil 'n biddende gemeente wees. Die vurige gebed van die regverdigheid groot krag. So ek gaan vanoggend, guess what, ek gaan praat oor gebed. Okay, en ons het gepraat oor Matteus 6 vers 6. Ek gaan aan met Matteus 6 en net vers 9 en 10. Ek preek vanoggend net oor 2 verse. Wat 'n bargain. Beteken jy moet minder tiende gee omdat ek minder teks gebruik. Jy moet nog steeds gee wat jy moet gee. Maar kom ons gaan. Ek wil met jou praat oor Jesus wat sê so moet julle dan bid en dan praat hy oor die Onse Vader. Julle almal ken die Onse Vader, né? Nou die Onse Vader glo ek is 'n patroon, nie 'n substituut vir gebed nie. Met ander woorde wat ek sê, is moenie net die Onse Vader bid en that's it nie.
Dis 'n patroon wat hy vir jou gee. Hy sê, bid vir hierdie goed, laat hierdie elemente in jou gebed wees. En jy gaan agterkom, en ek het dit laas keer gesê, dat as jy net bid, as jy in die moeilikheid is, dan is jy in die moeilikheid. Dat wanneer jy begin bid, en jy begin bidfiks te raak, dan begin daar goed in jou binneste op te brys, en die Here bring goed na jou toe, waarvoor jy kan bid. OK. So, kom ons gaan, almal ken nie Onse Vader, maar hier's 'n paar goed wat jy moet hoor vanoggend. OK, en as jy met my saamstem, moet jy sê amen. En as jy op Facebook is, tik amen. OK, amen. Kan ons sê, die Here is goed? Amen. As hy, yesterday. OK, awesome. So Jesus sê, so moet julle dan bid. So moet julle bid. Luister mooi, hy sê, ons moet begin en ons moet sê, Onse Vader, wat in die hemel is. Onse Vader, nie my Vader nie. Hy sê, ons bid kollektief, dis 'n meervoudswoord. My Vader is ook jou Vader, daarom is jy my boetie en daarom is jy my sussie. En omdat jy my boetie en my sussie is, daarom moet ek jou vergewe wanneer dit daarby kom. Hy sê, ons moet bid Onse Vader. Dis nie net my Vader nie, dis jou pa ook. So ons is saam in hierdie ding, ons is een liggaam en as een liggaam bid ons en ons sê, Onse Vader. Het jy geweet, God is vir jou 'n pa? Het jy geweet, God is 'n vader vir die vaderlose? En nie net vir die vaderlose wat as wese groot geword nie, maar ook vir hulle wie 'n pa gehad het en tog 'n afwesige pa gehad het. Is God, sê God, ek wil vir jou 'n pa wees, so kom na my toe en verstaan dat ek jou pa is, ek is altyd reg om jou te aanvaar. Ek staan met oop arms en as jy gaan begin identifiseer, hoor nou, dat ek jou pa is, dan gaan dit aan jou nuwe identiteit begin gee. Kom nog vir jou voorbeeld, iets interessants. Dawid gaan uit om Goliat te gaan fight. Julle onthou dit. Nou gaan jy sê eers like Arnold, waar is jy nou? Dawid is uit om Goliat te gaan fight. En Saul, die Bybel sê 1 Samuel 17, vers 55 tot 58. Toe Saul sien dat Dawid stap uit, het Saul gevra, wie se seun is dit? Die Bybel sê, hy draai na sy leeroowerste toe en hy vra vir hom, sê gou vir my, wie se seun is dit? En die leeroowerste sê, ek weet nie. Hy sê, vind vir my uit, wie se seun is dit? Dawid gaan, hy sit 'n klip in Goliat se kop, Goliat val, en toe hy terugkom, bring hulle Dawid na Saul toe, en die eerste vraag wat Saul vir Dawid vra is, wie se seun is jy? In Saul se kop het hy gesê, as hier 'n ou is wat so bryf is, dan moes iemand hom groot gemaak het om brywerie te hê. Hy het sy identiteit by sy pa gekry. So as jy verstaan dat God jou pa is, you will no longer be a slave of fear, you will be bold and take on the enemy. Wie is jou pa? Charisma. When he went to fight, hy vra hom, wie is jou pa? Sê my, want as ek weet wie jou pa is, dan gaan ek weet wie jy is. Ja, laat daai insink. Dan gaan ek weet wie jy is. Onse Vader wat in die hemel is. God wil vir jou pa wees, God wil jou leer, as jy maar net na hom toe sal kom in gebed. Deuteronomium 8 vers 5 sê, erken dan in jou hart, dat die Here jou God jou onderrig, soos 'n pa sy seun onderrig. Whatever you need. Erken in jou hart dat jou pa, dat God jou pa is en dat hy jou onderrig, dat hy jou lei, dat hy jou guidance gee. Ek gaan nou wil ek vinnig iets sê oor die funksies van 'n pa, van die paas wat hy is. So God onderrig jou, God guide jou. En as hy jou pa is, dan beteken dit ook, as hy 'n goeie pa is, dat hy gaan jou tugtig. Nie baie aan mense op daai een nie. Hebreërs 12 vers 5 tot 11 sê dat die feit dat ons getugtig word is 'n bewys, is juis die bewys dat ons egte kinders is. Hy sê as ons nie getugtig word nie, is dit juis 'n bewys dat ons nie kinders van God is nie. Nou die woord tugtig daar is nie die woord straf nie, dis die woord coach. Hy coach my.
Hy coach my, hy maak my sterker. Hy's die een wat sê, nog 'n keer om die veld, nog 'n keer om die veld. Nee, ek is moeg, ek kan nie meer nie, ek voel ek is naar. Maak nie saak nie. I'm going to toughen you up, I'm going to build some muscle, I'm going to let you go through some stuff, so that you are ready to take whatever is coming your way. Okay, want ek kan sê, ek en Karen, dis my vrou, ek en Karen het dieselfde spiere. Ons het dieselfde spiere, sy het biceps, sy het 'n tricep. Die rede waarom my spiere groter as hare is omdat ek al swaarder goed opgetel het. Is omdat ek swaarder goed opgetel het. Die rede waarom 'n ander ou dalk lyk of hy bietjie geestelik sterker as jy is, omdat hy deur 'n paar goed is. Hy met 'n paar goed geteer. He had to bear goed wat jy nie hoef te gebeur het nie. Hy het geestelike muscle ontwikkel. God het hom fiks gemaak. En as ek 'n goeie pa is, dan wil ek suksesvolle kinders grootmaak. En een ding, ek het dit laas keer gesê, wat jy vir 'n Jood kan sê, is jy kry nie so iets soos 'n onsuksesvolle Jood nie. Al is hy geldgierig, maak hy sy kinders groot om suksesvol te wees. En as ek 'n goeie pa is, dan wil ek hê my kinders moet suksesvol wees. Nou, as ek dit wil hê, en God is 'n goeie pa, as ek bid, Onse Vader, hoeveel te meer is hy nie getrou om jou te leer, om jou te onderrig, om suksesvol te wees nie. Dit beteken, hy gaan jou deur oefeninge sit. Hy gaan jou coach. En partykeer gaan dit nie lekker wees nie. Maar hy sien verder as jy. En hy weet wat voorbereid moet word. Ons moet bid, Onse Vader. As God ons pa is, dan is ons sy kinders. Iemand sê amen. As ons sy kinders is, dan is ons nie slawe nie. Dan is ons nie slawe nie. God het gekom dat ons kinders van God kan wees, wedergebore in sy familie in, dat 'n kind kan wees en nie slaaf nie. Ek was 'n slaaf. Ek was 'n slaaf van die sonde gewees. Hom wat jy dien, jy's 'n slaaf van hom. Maar Christus het gekom om ons vry te maak. Galasiërs 4 vers 6 en 7, ek lees vir jou. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur en ons roep uit Abba Vader. Hoor nou vers 7. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nie meer 'n slaaf nie. I'm no longer a slave to fear, to uncertainty, to condemnation, to guilt. I'm no longer a slave. Jy is nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God. Daar's 'n verskil. En omdat jy 'n kind is, het God jou ook erfgenaam gemaak. Onse Vader wat in die hemel is, het gesê, weet jy wat, 'n erfporsie word nie verdien nie. 'n Erfporsie word nie verdien nie. 'n Erfporsie word verkry as gevolg van bloedlyn. Jy erf, want jy is my seun. Jy het 'n erfporsie vanoggend. Jy hoef dit nie te verdien nie, jy het dit klaar. You are an heir to the king. Jy erf saam met Jesus Christus, jou ouer broer. Jy is nie 'n slaaf nie, jy's 'n kind van God. Kom ek gee gou vir jou 'n paar verskille tussen 'n slaaf en 'n seun. Tussen 'n slaaf en 'n seun. En baie keer dan dink ons, omdat ons droog gemaak het, verdien ons nie om 'n seun te wees nie. Jy kan nie verdien om 'n seun te wees nie. Jy moet wedergebore word. Jy moet uit die bloedlyn kom en jy is 'n seun van God. Onthou julle die verlore seun toe hy gaan, sit hy tussen die varke en hy sê by homself, hy sê my pa se diensknegte, se huurlinge, sê die 53, is beter af as ek. Kom ek gaan terug na my pa toe. Gaan ek vir hom sê, ek is jou seun, maar omdat ek droog gemaak het, is ek nie waardig nie. So laat ek eerder 'n huurling word. Laat ek eerder 'n slaaf wees, dat ek 'n diensknegt word. En die pa sê, nee, jy is nog steeds my seun. My bloed pomp deur jou are. Ek gaan nie dat jy 'n diensknegt wees nie. Strike op 'n band en slag 'n kalf en reële ou om te spitbraai en 'n bal met 'n kristalbal, nie 'n bal met wat flikker en organise 'n disco and let's have a party want my seun het teruggekom. Jy wil dalk 'n slaaf wees, is nie wie jy is nie. Jy's 'n seun. Jy's 'n seun, want 'n seun het die natuur van die pa. Die diensknegt het dit nie.
Ons het donderdagoggend by Men of Ander daaroor gepraat. I've got the nature of Jesus Christ. Ons het soveel jare gesing. I've got the life of God in me. Dan sê ons, I've got His love, His nature, and His ability. I've got the love of God in me. Bybel sê ons het sy natuur, want jy is uit hom uitgebore. Sy gees is in jou. 'n Seun het die natuur van 'n pa, 'n dienskneg nie. 'n Seun het 'n vader, 'n dienskneg het 'n meester. Groot verskil. 'n Seun is gehoorsaam uit liefde. 'n Dienskneg is gehoorsaam uit vrees. Dit is baie stil. 'n Seun is gehoorsaam uit liefde. 'n Dienskneg is gehoorsaam uit vrees. 'n Seun het 'n toekoms, want hy erf. 'n Dienskneg het nie. 'n Seun is ryk, 'n dienskneg is nie. En ek praat nie net van finansies nie. Ek praat van ryk in alles. Omdat God my pa is, though we don't own a lot, we possess everything. I might not own a lot, but I possess everything, want God is my pa. Onse Vader wat in die hemele is. Hy is jou pa. Weet, God is jou pa. Van die beste goed wat jy vanoggend kan hoor, wanneer jy moet bid, kan jy na hom toe as 'n pa. God het baie offices, hy is ook jou vriend, hy is ook, maar hy is jou pa. Hy is primêr jou pa. Ek sê vir hulle, en miskien het ek dit laas Sondag gesê, as ek dit sê, ekskuus, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun, toe Johannes dit skryf, wat Jesus sy enige gebore seun. Jesus is nie meer sy enige gebore seun nie, want hy het nog seuns en dogters gekry. He had to sow him to get some more sons and daughters. Dit was die plan van die begin af, sodat hy ons kan adopt. As ons hom adopt hy ons. Almal wat hom aangeneem het hy mag gegee om kinders van God genoem te kan word. En ons erf saam met hom. Okay, onse Vader, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u naam geheilig word, né? Laat jou dink aan een van die gebooie, jy moet die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Laat die naam van die Here geheilig word. Die bewys dat mense God se naam nie heilig nie, is 'n bewys juis van die feit dat hy eintlik heilig is. Ek het al voorheen gesê en ek sê dit weer, as ek TV kyk en ek sit voor die TV en ouens wil vloek, dan hoor ek nie hulle sê o Allah nie, of o Boeddha nie, o Hare Krishna. Hulle sê die naam van Jesus Christus. Of hulle sê OMG, ek sien dis nou 'n groot ding. Oh my God, oh my God. En dan dink ek myself, jy sny af God se blessing in jou lewe, want jy water af die krag wat daar is in die naam bo alle name. So wanneer jy gaan bid in die naam van Jesus Christus, het jy dit al so baie ydelik gebruik, it doesn't really mean anything. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Jesus sê, ek wil julle moet so bid. Marius moet mooi hoor. Kim moet mooi luister. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. 'n Koninkryk, weet julle wat 'n koninkryk? 'n Koninkryk is 'n grens waarin jy, onthou mos in die movies altyd het jy mos 'n stad, nê, 'n koninkryk. En die koning is in beheer van die koninkryk. Dan sal altyd op die mure, as ons altyd ouens met pyl en bo en die oud sulke lang hare en dan skiet hulle 'n koninkryk. Hy sê bid dat my koninkryk kom. Hy sê bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, want die wil van die koning geskied binne in die 4 mure van die koninkryk. Okay? So hy sê,
Hy sê die koning se wil geskied en die koninkryk van God is 3 goed. Die koninkryk van God, help my, wie weet? Wie weet? Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Hy sê, bid dat die volgende kom, bid dat blydskap kom, dat die vrede van God kom en dat die geregtigheid van Jesus Christus kom waar hy is. Vader, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Ek gaan nou uitbrei oor dit, want hy sê, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Everybody wants to go to heaven. But we are not just called to go to heaven, we are called to bring heaven to earth. Dis wat Jesus sê jy moet bid. Hy sê, bid, Here, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou, dink jy, daar's iemand siek in die hemel? Dink jy, daar's 'n drankverslaafde in die hemel? Nee, we are called to be bearers of the kingdom of God and to bring liberty and freedom wherever we go. As jy my nie glo nie, ek lees vir jou 2 goed. Ek lees vir jou Matteus. Kom ons gaan Matteus 12 vers 28. Matteus 12 vers 28 sê, kom ek kry hom net. Jesus sê, maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Die feit dat die goed gebeur het, as die koninkryk van God kom, then there will be freedom. Jesus in Lukas 10 stuur disippels uit. En hulle kom by vers 9 en hulle sê, Jesus sê vir hulle, as julle kom by siekes, bid vir hulle, genees hulle en sê vir hulle, die koninkryk van God het gekom. Die koninkryk van God is 'n bewys van bevryding en 'n bewys van genesing. Maak dit sin? Dit beteken dat ek en jy is geroep. Ek wil dit nou gesê, ek gaan dit nie so sê nie, omdat dit op Facebook is. Ek en jy is geroep om te kolonialiseer. Wat is kolonialisasie? Jan van Riebeeck sit daar in Nederland in 1652. Wat is 6 April? Wat het datum het hy gekom? 6 April 16. Yes. 6 April sê, Jan van Riebeeck sit in Nederland. Kom ek verduidelik jou wat God se plan is. En hulle stuur hom, hulle sê jy gaan op 3 bote, net daarom ek kan nie onthou jy gaan op 3 bote en ons wil jy gaan kom, jy moet die wêreld gaan ontdek en daar waar jy kom, wil ons hê jy moet die leefstyl van die koning vestig. We want you to colonialize. Ons wil hê dat daar waar dit is, moet 'n extension word van Nederland. Ons wil hê jy moet die Kaap Nederlands maak. Soos in Nederland, net so ook in die Kaap. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Okay, volg julle wat ek sê. This is the calling to colonialize. Met ander woorde, daar gaan mense daar wees, laat daai mense begin leef soos Nederlanders. Laat die mense om jou begin lewe soos kinders van God, omdat jy kind van God is. Verstaan julle wat ek sê? You need to start to, that's the calling, bid dat dit gebeur. Die koninkryk van God het gekom. Hy sê, maar bid dat dit kom daar waar jy beweeg, that you will be a carrier, dat jy sal wees, amper seker Julius Malema, dat jy sal wees iemand wat colonialize. Kom vestig dit, met ander woorde, kom ons bring hierso Nederlandse geldstelsel in. Kom ons kom vestig Nederlandse kultuur. Kom ons kom vestig Nederlandse manier. Let's colonialize. Let's bring the heavenly way of living down to earth. Bid dit. Dat die koninkryk, as daar mense is by jou werk wat gevange is, sê die gebed prakties, bid. Here, laat geregtigheid, vrede en blydskap in hulle lewe kom en gebruik my daarvoor as U my so kies. And set them free. Laat die koninkryk in hulle lewe gevestig word. Laat die koninkryk kom. So ons praat oor kolonialisasie en ons praat ook van ambassadeurskap. Want toe ek en jy wedergebore is ons naam geskryf daarbo. Ons het citizenship in die hemel en nou, this world is not my home, I am just passing through. Ek en Karen is 2 jaar terug in Amerika. Ons is in Amerika.
maar ons verteenwoordig Suid-Afrika. Ons is in Amerika, ons is van Suid-Afrika. Jesus sê, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons het ergens anders, het ons 'n plek waarin ons op pad is. Maar as ek dan hier is, en my citizenship, my burgerskap is daarbo, dan beteken ek is 'n ambassadeur. En daar's genoeg teks oor dit, wat sê ons is geroep as gesandte, we are called to be ambassadors of Christ. En wat doen 'n ambassadeur? 'n Ambassadeur verteenwoordig alles wat sy land verteenwoordig. Dit verteenwoordig sy land se kultuur, verteenwoordig sy land se kos, en hy bevorder die belange van sy land in 'n vreemde land. To colonialize and to be an ambassador. Nico, maak dit vir jou sin? This is who you are. You are to represent him. En net daar is 'n baie goeie argument om heilig te lewe. Okay? Om heiligmaking na te streef. To colonialize and to represent him. Iemand het eendag gesê, if you were accused of being a Christian, would there be enough evidence to convict you? If you were accused of being a Christian, would there be enough evidence to convict you? Kolonialisasie, ambassadeurskap, want God woon binne in ons. Die krag van God is in ons. Sit gou vir my die volgende slide dan. Ek gaan begin klaarmaak. Ons gaan nie die helfte van die gebed doen, hoor. Lukas 17 vers 21 sê Jesus, en hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Die koninkryk van God is binne in jou. Nou julle jare terug het jy daai Cremora advertensie gekry en die ouens daar by die ouens by die uitskryf, it's not inside, it's on top. Ek wil vir jou sê, it's not on top, it's inside. Okay. It's not on top, it is inside. God kies ons en hy sê, ek gaan die koninkryk gaan ek binne in jou sit. Ek gaan die koninkryk binne in jou sit. Okay? Because I need somebody to dwell. I need a medium to change the world. Ek het laas keer gesê, die eerste hemel op aarde was die tuin van Eden. In die tuin van Eden het God saam met Adam en Eva gewandel in die aandwyntjie. Toe die sondeval plaasvind, is God nie meer daar nie. Toe die tweede plek waar God homself manifesteer, is met die bou van die tabernakel en die tempel. En God sê, ek gaan dit bou, die tabernakel en die tempel, as jy dit so bou, gaan ek hemel op aarde wees. This is going to be heaven on earth. Hierdie tempel is going to be an extension of heaven. Ek is in die hemel, en as ek julle besoek ek julle net in hierdie tempel. En in die Nuwe Testament sê hy, ons liggame is nou die tempel van die Heilige Gees. Sê hy, nou gaan ek myself binne in jou sit, sodat jy 'n bewegende tempel kan wees. Dat waar jy kom, you can establish the kingdom, you can colonialize and you can be my ambassador. 'n bewegende tempel. Okay? Hy sê, ek sit die koninkryk binne in jou. Ek sit die koninkryk binne in jou. En hierdie koninkryk is evident deur 'n paar goed. Ek sluit af. Sit gou vir my die volgende vers op. Korintiërs. 1 Korintiërs 4 vers 20. Sê Paulus, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Die koninkryk bestaan nie net in woorde nie. Dit bestaan in krag. As preke die wêreld kon verander het, dan het dit al. Niks teen preek nie, preek self. Ons moet die woord van God inkry. But we can't have words without the power. En in die woorde wat ek spreek vanoggend, is daar krag. Daar's omdraai krag. Jy kan 'n U-turn maak. Sit vir my 'n bietjie musiek aan. Daar's vir jou omdraai krag vanoggend. So that you can make a U-turn as jy op die verkeerde pad is, as jy met leuns in jou kop sit, you can make a U-turn. Daar is krag. Dis nie net in woorde nie. Dit bestaan nie in woorde, dit bestaan in krag. It is evident in being delivered. It is evident in being healed. It is evident in being baptized with the Holy Spirit.
It is evident in that, in krag. Paulus sê later, volgende slide, 1 Korintiërs 2, hy sê, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie. Met ander woorde, ek word meer en meer gefrustreer as ek luister na predikante wat motiveringspraatjies gee. Ek raak meer en meer gefrustreerd met ouens wat 'n mooi boodskapie bring en dit voel so leeg. Ons kan wysbegeertes leer, ons kan mooi goed leer, ons kan vir mense sê wat is reg en wat is verkeerd. Maar die ou wat nie God dien nie, die ou wat Boeddha aanbid, hy leef ook baie keer reg. Hy steel ook nie, hy lieg ook nie, beteken nie hy dien die Here nie. Hy het nie 'n lewende God nie, ons het die lewende God. And it should be evident in power. My rede was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning, I showed you, gees en krag, spirit and power. Spirit and power, that's the kingdom. Ek bid vanoggend dat die koninkryk van God in hierdie plek gevestig sal word. Righteousness, peace and joy. En COVID het by jou kom steel. Dit het by jou kom steel toe jy in Middelburg was, teen 'n moeilike tyd, het dit by jou kom steel. Dit het vrede by jou kom steel. Jy het nagte wakker gelê. Jy was bekommerd geweest. Jy het uitgeroep na die Here, but he came. This peace and this righteousness is not dependent upon worldly factors. It is dependent upon the faith that God is your Father and he is still in control. Het jy vrede vanoggend? Ek vra jou, het jy vrede? Het jy die blydskap van die Here? As jy dit nie het nie, Jesus came so you can have that. Mense sal gaan deur rowwe goed, sal 'n werk verloor, sal 'n paycut vat en by homself vra, will I ever be happy again? Will I ever be happy again? If you say yes, you will be happy again. You will be joyful and you will have peace and you will have his righteousness. Wat die stem van die vyand kom stil maak, that accuses, that brings guilt, that brings that condemnation, daai veroordeling. Maak nie saak wat gebeur het die laaste jaar nie. Maak nie saak wat gebeur het nie. The kingdom of God stands firm. It's unshakable. Jesus is the very foundation of that kingdom. And if the foundation cannot be shaken, then your peace should not be shaken. Your joy should not be shaken. Your righteousness, your status should not be shaken. So if it was shook, as it sometimes feel like happen, as 'n baie keer voel, he's down in the dumps. Regtig 'n bad week gehad. Regtig 'n bad jaar gehad. Hey, guess what? This morning by faith you can pick it up. In hierdie oomblik kan jy bly wees. So smile 'n bietjie. Smile and wave, baby, smile and wave. Smile 'n bietjie. You've got the peace of God in your life. Imagine jy vir 'n ou bid by die werk en jy lyk depressief. Sê die ou, heerlik, kyk, ek bid eerder vir jou. Righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. Righteousness, peace, joy. Ek wil jy moet dit onthou. Hierdie 3 goed wil God jou gee, het hy jou gee. You've got the joy of the Lord. You've got it. Verbly jou in die Here, ek herhaal verbly, the joy of the Lord is your strength. Ons kan al daai goed quote, but you've got the joy of the Lord. Hy het jou sy blydskap gegee. You've got his peace. Hy het dit vir jou gegee, nie soos van die wêreld nie. My vrede gee ek julle, het Jesus gesê. Ek gee jou dit. Jy moet dit aanvaar. We are the righteousness of God in Christ, Romeine. We are the righteousness of God in Christ. Wanneer God na jou kyk en kyk hy deur sy seun. Hy kyk na die offer. Hy kyk nie na die persoon wat droog gemaak het nie. You've got those 3 things. En ons gaan nou sit aan die tafel en dis wat die tafel van praat. Righteousness, joy and peace. Kom ek lees, ek wil dit net toe gelees het. Kan ek dit vir jou lees? Ons gaan nou sit aan die tafel. Wil ek vir jou wys hoe waar hierdie ding is.
Paulus skryf aan die Kolossense, dan sê hy, ook julle wat vroeër vervreemd was, ons was mos weeskinders, toe is ons gebore, weergebore in sy familie. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur bose werke, ons was vyande van God, nie vriende nie, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood. God het jou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood. Om julle te heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Jy is versoen in die liggaam van Jesus Christus. Omdat jy versoen is in sy liggaam, is jy een liggaam met hom. Omdat een liggaam met hom is, kan jy die bloedoortapping kry van dieselfde bloedgroep as hy sê, dit is my bloed, drink dit. Dit is my liggaam, eet dit. Want ons is versoen in sy liggaam. Versoen in sy liggaam, om julle te heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. In Engels sê dit, so that you can be holy, that you can be unblameable, and you can be unreprovable. Groot woorde, holy beteken to be morally blameless, blameless, holy. Unblameable beteken without spot or blemish, faultless, faultless. Unreprovable beteken that cannot be called into account. In die Afrikaans is daai moeilike woord onberispelik. Onberispelik beteken jy kan nie berispe word oor iets nie, want jy lewe so reg. Jy's onberispelik. Hy sê hy kom sodat jy so kan lewe en Christus kan verteenwoordig omdat jy versoen is in sy vlees. Dis sy liggaam hierdie. Hierdie liggaam behoort nie aan my nie. Jou liggaam behoort nie aan jou nie, volgens die woord nie. Behoort aan God. Dit behoort aan God. En God is jou pa en hy wil vir jou sekere goed wys en vir jou sekere goed leer. Ek gaan afsluit hiermee, ek het dit net nou gesê. As 'n pa is daar 'n paar funksies wat jy in jou kinders se lewe moet inbou. En ek gaan hulle in Engels sê. Die eerste ene is to establish moral authority. To establish moral authority. 'n Pa moet vir sy kinders leer en wys wat is reg en verkeerd. Dis my taak. Ek moet dit vir my kinders leer, hulle moet dit kan sien by my. Jy help nie hulle maak droog en ek prys hulle daarvoor nie. Ek moet hulle leer wat is reg en verkeerd. My tweede funksie is I need to confirm their identity. Jy's my seun, jy's my dogter. Van dit gepraat. Ja, ek gaan dit sê op Facebook. Paas, as ons sê you need to confirm their identity, dan sê ek, dis jou verantwoordelikheid om hulle te leer, is hulle man of is hulle vrou? As jy jou seuns genoeg druk, gaan hulle nie nodig hê dat ander ouens hulle druk nie. Pa, jy moet daar wees, dat hy weet, sy seun of is sy dogter. Ons kan jou vertel, Karen nou dit baie nadop wat nou in Amerika gebeur, en sy kan my uitdra. Met Joe Biden wat aangestel is daar 'n baie groot dryf nou, om te sê, ons praat nie meer van seuns en dogters, van ma en, ons praat net van 'n persoon. Ons steel identiteit. Want dit maak die venster oop, dan kan ons doen net wat ons wil, dan is homoseksualisme aan die dag, ons kan doen net wat ons wil, as ons hulle identiteit kan steel. Pa, you need to confirm their identity. Ek praat spesifiek met die paas. Okay, derdens, you need to provide security. You need to provide them security. Veilig voel, beteken rondom voorsiening, rondom alles wat dit is. Dit beteken dat baie keer moet jy gesprekke met hulle hê wat hulle lewe kan red.
Dit beteken as jy 'n dogter het en dan kom 'n ouetjie by haar kuier en jy sien hierdie ouetjie, is dit jou verantwoordelikheid om met haar te praat. As jy moet intree, dan tree jy in. Want jy kan ook sondig deur niks te doen nie. OK? Vierde en die laaste taak van 'n pa. You need to affirm their potential. Affirm their potential. Wat kan jy wees? Wat is in jou? You can make it. OK? Be their greatest supporter. Al kan jy nie wees, al is jy by die werk en speel 'n netbal of 'n hokkiewedstryd. Wys belangstelling. Sê wat wil jy word? Ek wil dit word. You can be that. You can be that. Wie is hulle grootste supporter? Ek sluit af met dit, met hierdie 4. Want al 4 doen God vir jou. Onse Vader wat in die hemel is. Jo. He establishes moral authority. He confirms your identity. He provides security. And he affirms your potential. Dat calling wat op jou lewe is, hy wil dit doen. Okay? Ek challenge jou vanoggend met hierdie. Challenge jou met 'n paar goed. Hierdie woord konfronteer jou vanoggend en mag jy vanoggend hier uitstap met die vrede en die blydskap van die Here. Mag jy uitstap as 'n ander persoon. Mag jy verstaan dat daar krag is. As jy wil hê iemand moet vir jou bid, dan bid ons vir jou vanoggend. As jy moet stappe doen as 'n pa, om 'n pa te wees vir jou kinders, dan doen jy dit. OK? As daar iets in jou kop moet gebeur, dat jy God as jou pa moet sien, dan doen jy dit. Maar Jesus het gesê, pray in this manner. So moet jy bid, onse Vader. Hy wil vir jou pa wees, 'n pa vir die vaderlose. Father to the fatherless. OK. So as daar goed is wat jy moet uitsort, sort dit uit. As jy ons moet kom sien by die kerk, dan bel jy my en sê, Arnold, ek wil jou kom sien. As goed wat ek moet uitsort. Want jy sit lank genoeg met hierdie goed. And this table is a table of victory. It's a table of celebration. As mense wat getuig het, toe ek nagmaal gebruik het, is dit iets het gebreek en ek het die oorwinning gehad. Jesus is meer as 'n oorwinnaar, sodat ek en jy kan wen. Ek en jy is meer as 'n oorwinnaar deur hom, actually. Julle weet wat die verskil tussen oorwinnaar en meer as 'n oorwinnaar. Ek werk, ek kry 'n salaris, ek is 'n oorwinnaar. Karen vat die salaris en blaas dit. Sy's meer as 'n oorwinnaar. Sy kry iets wat sy nie voor gewerk het nie, wat sy nie verdien nie. Ek en jy kom sit en as gevolg van wat Jesus gedoen het, het ons die effek van die dood in ons lewens. Het ons die oorwinning. En ons vier dit in liggaam saam met hom. Dit is my bloed, dit is my vlees, eet dit, drink dit. Okay. This is a celebration of that. En in plaas dat ek vanoggend vir ons gaan bid, gaan ek vra dat ons sit aan hierdie tafel. Pierre gaan nou net maar daai musiek uitfeit en ons gaan vir jou 'n ander lied aansit. En ons gaan vir jou een van hierdie goedjies gee wat ons noem 'n miracle meal. Dis sy naam. It's a miracle meal. Never mind a Red Bull. Never mind pain tablet. This is a miracle meal. Get this in your body. Ons gaan net daar waar jy sit, rondom vanoggend se woord, dat jy met die Here sal besig wees. Ons gaan jou tyd gee. Terwyl jy die lied gaan speel. Hou dit by en dan gaan ons saam eet en dan gaan ons saam drink. Maar ek wil hê jy moet dit vanoggend persoonlik maak met die Here. So ek gaan vra die 8 persone met wie Anet gereël het, wil nie gou voor by my kom staan nie. Dan gaan ons vir jou so ene gee en dan gaan ons jou bedien. Baie dankie julle. Baie dankie, baie dankie, baie dankie. Ons gaan jou bedien. Ons gaan bid, ons gaan die tafel eers seën en dan waar is jou mic? Sy by jou af, dan sou sê. Bram, jy kan sommer hier staan. Jy gaan sommer vir my bid ook. Jy gaan vir my bid vir die tafel. Ons gaan jou bedien daarmee.
En as ons almal klaar het, dan gaan ons saam eet. Maar ons wil hê, terwyl jy wag vir ander om klaar bedien te word of jou om bedien te word, raak besig met die Here en laat hierdie regtig insink wat dit beteken vanoggend opnuut. Kom ons sien die tafel. Almagtige Hemelse Vader, Here, ons kom in die verdienste van Jesus Christus wat vir ons gesterf het aan die kruis. En ons kom vra, Here, dat U ons lippe aan sy liggaam sal seën. Yes, Dat amen. ons sy liggaam en dit wat hy vir ons verdien het sal onderskei, Here, en met eerbied en die regte respek hierdie maaltyd sal genuttig saam met Jesus Christus. En ons bid ook, Here, vir U vergifnis. Yes. En vir U liefde en vir U voorsiening in Jesus se kosbare naam. Amen. 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 Dankie Bram. Ek wil my daai lied aansit, hoor. Kom ons bedien almal. eet saam. Kom ons eet saam. Gedagtig dat dit sy liggaam is. Om julle te heilig en sonder gebrek onberispelik voor hom te stel. Is die versoening sy liggaam. Dit is sy bloed uitgestort tot julle gedagtenis. Kom ons drink ook dit.
Sê vir my, dankie dat jy so diensbaar is. Jo, Here, dankie vir u liggaam. U liggaam wat gebreek is vir ons genesing. Dankie vir vergifnis. Dankie vir blydskap, dankie vir vrede, geregtigheid, dat ons in u liggaam kan wees. Ons en u en een ons, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Here, dankie dat u bloed tot sy volle reg kom vanoggend in mense se lewens en in hulle liggame. In Jesus se naam. Dankie dat ons kon sit aan die tafel. Dankie vir die goedheid. Dankie vir die genade. Dankie vir die liefde. Ons eer u. Dankie vir u woord. Dankie dat u ons Pa is. Abba Vader. You are our Daddy God. Dat ons op die skoot kan sit. Enigiets vir u kan sê. En dat u daai 4 funksies in ons lewens volbring. U is awesome. En ons is so lief vir u, Here. Ons eer u vanoggend in Jesus naam. Ons dankie vir alles. Amen en amen en amen. Amen. Ek vra die orkes vir my gaan vorentoe kom. Gaan ons 'n een lied afsluit ten slotte. Ek wil u nog herinner gou as jy dalk hier sit en die skoolgaande kinders terwyl die orkes kom, dan daai vormpie, as jy hom vir ons kan invul en ons kan ingooi, ons gaan 'n laaste lied sing en dan as ons uitgaan, as ons vandag gaan ons wag op die offerandes en die finansiële bydrae en dit wat u wil saai. U kan dit net vir ons by albei ingange is daar so houtboksie net vir ons daar ingooi. U wat dalk 'n kredietkaartbetaling wil doen, Anet sal reg staan, sy staan daar agter. Sy is reg om u daarmee te help, so u kan dalk dit so lank reg kry en saai vanoggend, gooi dit in op pad uit en mag die Here ook dit seën. Loof die Here. Onthou van alles, onthou van daai kaartjie en so dag gesien as ons afsluit. Nou prys van baie by ons.